Ek dink die groot vraag vandag is dat mense moet vra, is wat maak my gelukkig? Wat maak jou gelukkig? Wat maak, as jy dit in 'n enkel persoon moet sê, wat maak my gelukkig? En dis dieselfde vraag wat vanmôre vir almal van ons op die tafel lê. En ek dink die mees algemeenste ding is baie keer, is daar 'n uitdrukking wat ouens sê, 'n ma is net so gelukkig soos haar ongelukkigste kind. 'n Ma is net so gelukkig soos haar ongelukkigste kind. Wat maak my en jou gelukkig? Ek dink van klein tyd af, vandat 'n mens klein is, leer 'n mens baie gou. En mens sien dit in die laerskool en die hoërskool, die van julle wat se kinders nou uitgestap het, laerskool en hoërskoolkinders kom, dan probeer ons vir ons kinders 'n bepaalde waarheid leer. Die bepaalde waarheid wat ons vir hulle leer, dink ek, is wat maak 'n mens in jou lewe gelukkig? En dan moet ons iewerste in die lewe by die punt uitkom waar ons vir mekaar sê, dit gaan nie altyd oor die wat van die lewe, dit is nie altyd die wat van die lewe wat 'n mens gelukkig maak. Het gaan baie meer oor die wie van die lewe. Die wêreld daar buite wil so graag vir my en vir jou vertel, wat maak 'n mens gelukkig? En ek dink wat 'n mens deesdae so algemeen sien, is dit al hoe meer op die televisie, is dit dobbelary, en mense maak net geld, en mense lewe in weelde, en mense het 'n klomp besittings, en mense besit baie dinge in hierdie lewe, dan skep dit by ons baie keer die illusie, dat die wat dinge van die lewe is daar, wat 'n mens baie gelukkig maak. Maar die werklikheid van die lewe is iets anders, en die werklikheid van die lewe, dit gaan baie meer oor die wie, as oor die wat. Dit gaan baie meer oor die verhoudings in 'n mens se lewe, as oor die dinge in 'n mens se lewe. Daar's niks fout met dinge nie, daar's niks fout om 'n mooi ding te hê nie, daar's niks fout om 'n lekker ding te hê nie. Ek dink daar is absoluut geen krisis daaroor, en die krisis lê is wanneer jy dink dit maak jou gelukkig. Want ek noem dit graag kafeïne geluk. 'n wat ding in die lewe maak 'n mens gelukkig. Dit is so. Jy kan 'n klerekas vol klere hê, en jy kan iewerste ietsie niets gaan koop, en as dit vir jou lekker om te kry. En vir daai oomblik is jy gelukkig. En as jy nou 'n man of 'n vrou is wat hou van goed wat wiele het, ek hou van goed wat wiele het. As 'n ding nie wiele het nie, dan hou ek nie baie daarvan nie, soos 'n boot nie, 'n boot hou ek nie baie van nie, en dit het nie wiele nie, dis die enigste rede. Maar ek hou van goed met wiele, en is lekker om 'n nuwe ding te koop, is lekker om 'n reuk te kry, dis aangenaam, en so kan 'n mens maar sê, daar's baie wat dinge in die lewe wat ek en jy graag sou wil hê. Maar wat dinge is soos kafeïne. Dit maak jou vir 'n oombliekie gelukkig. En dan na 'n oomblik is daai ding se geluk weer daarmee. Die dag wanneer jy daai voertuig se deur oopsluit en jy klim in en hy ruik nie nie. Die oomblik wanneer jy daai ding wat jy nie gekoop het, aangeskaf het, dalk vir jare lank oor gedroom het en gekry het, na 'n rukkie neem dit af. Dan is dit nie meer so 'n ding wat jou gelukkig maak. En daar's 'n voortdurende ding in my en jou om geluk in hierdie lewe te soek. Nou ek dink as ons na die Nuwe Testament kyk, dan dink ek is daar 2 groot strome in die Nuwe Testament. En die een groot stroom in die Nuwe Testament is dat jy moet glo in Christus Jesus wat gesterf het, wat mens geword het, wat vir my en jou sonde betaal het, en dit waarborg vir my en vir jou die geluk eendag. Want tussen is ons hier. En die tweede groot stroom, dink ek in die Nuwe Testament veral, in die Ou Testament ook, maar in die Nuwe Testament die tweede groot stroom, is dat die Bybel is geskrywe grootliks vir Christene. Grootliks vir Christene. Iemand wat nie 'n Christen is en die Bybel optel, kan 'n Christen word. Deur net die Bybel te lees, want dit is die een hoofstroom. Die ander hoofstroom
in die Nuwe Testament is om te sê, hoe lewe ek en jy as kinders van die Here hier op aarde, en dan is die hoofstroom daar verhoudingsgerig. Dis verhoudingsgerig. Die Nuwe Testament wil vir my en vir jou as navolgers van Jesus wat in sy voetspore loop, wil vir ons riglyne gee oor hoe dat ons geslaagde, suksesvolle verhoudings kan hê. En is vir ons geskrywe. Dis nie vir heidene geskrywe nie. Dis nie vir mense wat die Here Jesus nie ken nie. Dis vir ons wat in sy voetspore wil loop, wat wil dankie sê dat ons gered is, maar ook in sy voetspore wil loop van hoe gaan ek my verhoudings inrig in hierdie wêreld. As dit oor wat gegaan het, was dit baie makliker. Baie makliker. Het gaan nie oor wat. Het gaan oor dat my en jou geluk in hierdie lewe is direk gekoppel aan die wies van ons lewe. Die wies van ons lewe. Ons het baie keer 'n front, ja. Ons het baie keer 'n masker wat ons dra. Ons is baie keer nie eerlik nie, ons is baie keer nie opreg nie. Wanneer dit kom by verhoudings, ons lewe met sekere mense wat naby aan ons is, in die grootste ongelukkigheid, in die grootste ongemak. En dan hou ons onsself voor dat ons baie keer gelukkig is. Maar ek wil vanmôre die stelling maak om te sê, ek en jy is net so gelukkig as wat ons oor die weg kom met die mense die naaste aan ons. En dan vir jare en ek kan mense, veral in families, kry mense dit, of in vriendekringe, of in naby, goed as dit naby aan mense se lyf is, kan mense vir jare in onmin lewe. Kan in onmin lewe. En hulle is net nie gelukkig nie. Is net nie gelukkig nie. Ek sê weer, wanneer ek en jy eerlik is. Jy sê dalk vanmôre in hierdie kerkgebou, en hoekom ek wil hê jy moet onthou, is daar as mense, wanneer jy môre op straat loop, is daar baie keer dood eenvoudig mense, in wie ek en jy nie wil vasloop nie. Daar's 'n baie simpel, of 'n eenvoudige illustrasie of demonstrasie daarmee is, wanneer jy in 'n supermark kom, en jy draai een van die gangetjies af, en hier in die gangetjie opkom die iemand met wie jy nie oor die weg kom nie, en dan kies jy 'n ander gangetjie. Jy maak net daar 'n U-draai en jy gaan 'n ander gangetjie af. Of jy sien daai persoon en jy is skielik besig met iets anderste, want jy wil net nie daai mens sien nie. Dis maar eenvoudig. Maar hoe nader mense aan jou lyf is, hoe groter is die kans dat jy 'n ongelukkige mens gaan wees, omdat jy in ongelukkigheid lewe met iemand anders. Ons geluk is ten nouste daaraan gekoppel, en ons leer dit van ons kinders. Van die laerskool af, en as jou kind in die hoërskool ingaan, wat maak hulle ongelukkig? Wat sal jou tienerdogter, of jou tienerseun, of jou kind in die laerskool, wat sal hulle ongelukkig maak, is wanneer hulle maatjies hulle nie mooi hanteer. So van die begin af sal kleintjies van klein tyd af al agterkom. Nou mens kan maar reekse op televisie kyk waar hierdie ding uitgebeeld word en gesê word. Van klein tyd af kom ons dit agter dat die gelukkigheid in ons lewens het nie te doen met die wat dinge van die lewe nie, maar met die wie van ons lewens. So as daar in jou huwelik 'n ongelukkigheid is, nee, dan is dit omdat julle nie klaarkom met mekaar nie. As daar in jou verhoudingslewe ongelukkigheid is, en as daar iemand is met wie jy nie klaarkom nie, dan gaan jy ongelukkig wees in daai persoon se teenwoordigheid, want die wie in jou lewe maak saak, en nie die wat nie. So dit is iets wat ek en jy, ek dink, in die algemeen in die lewe raak sien. Aan die einde van ons lewens, nee, gaan ons gaan nie wat dinge spyt hê nie. Aan die einde van ons lewe is dit net nie belangrik nie, dit maak net nie saak nie.
waaroor dit uiteindelik in 'n mens se lewe gaan, is ek geslaagd daarin om met die mense om my in my lewe suksesvol met hulle oor die weg te kom, al dan nie. En dit is waaragtig, broer en suster, nie maklik nie. As dit maklik was, as dit eenvoudig was, dan was daar nie sulke berge en berge en berge en berge se boeke geskrywe oor verhoudings nie. As dit maklik was. Ek wil net vir 'n oomblik dink saam met my. Ek wil dit weer sê. As dit maklik was, waarom is die een hoofstroom dan in die Bybel riglyne vir hoe dat ek en jy met ander mense oor die weg moet kom? Hoekom naas ons verlossing is dit een van die hoofstrome in die Bybel? Waarom is dit een van die onderwerpe in die wêreld waaroor daar die meeste geskryf word? Want dit is waaragtig nie maklik nie. Maar as ons geluk gekoppel is aan hoe ek en jy oor die weg kom met mense, dan is dit iets waaraan ons moet aandag gee. Dan is dit iets wat vir ons 'n belangrike prioriteit moet wees in hierdie lewe, om te sê, maar ek moet daarna strewe, en om daarna te kan strewe beteken dit dat ek moet in iemand se voetspore loop. Dit beteken ek moet meer weet van hoe kan ek jou hanteer, hoe moet jy my hanteer, en broer en suster, ons maak super droog. Ons maak super droog. En ek sê ons, nee, want ek kan net so melk vanmôre daar by julle in die banke sit, met die grootste gemak, en ek kan 'n typie bo speel. Want ek maak foute, jy maak foute, ons maak in 'n oomblik so 'n fout. In 'n oomblik sê jy 'n ding wat jy wens jy dit moes lieweste nooit gesê het nie. In die oomblik vat jy 'n storie wat jy gehoor het en jy voeg daar 'n klein storieetjie by en jy vertel dit vir jou beste vriendin en sy vertel dit vir haar beste vriendin en môre oormôre is jy en hy persoon wat met jou gedeel het glad nie meer vriende nie, want jy het geskinder. En in die kerk is dit dieselfde, broer en suster, ons sukkel partymal om mekaar oor die weg te kom. Ons sukkel. Want mense is nie dieselfde nie. En een van die groot goed is dat jy ken nie my storie nie. Ek ken nie jou storie nie. Die van ons wat vanmôre in hierdie kerk gebou sit, ons ken nie mekaar se stories nie. Ek weet nie waar jy vandaan kom nie, jy weet nie waar ek vandaan kom nie. Jy weet nie wat in my lewe al gebeur het nie, ek weet nie wat dit in joune gebeur nie. So jy kan baie maklik met my 'n fout maak, ek kan baie maklik met jou 'n fout maak. Want ons ken nie mekaar se stories nie. En daarom dink ek een van die groot dinge wanneer dit kom by die wies en by ons gelukkig wees in die lewe, kan ek dit vanmôre vir jou sê, ons moet stadiger beweeg wanneer dit by verhoudings kom. Ons moet stadiger beweeg. En dis hoekom Jakobus skryf wanneer hy oor hierdie goed skryf, dan sê hy, jy moet stadig wees om te praat en jy moet gou wees om te luister. Jy moet stadig wees om te praat, jy moet gou wees om te luister. Van ons grootste foute wat ons maak, omdat ons ken nie mekaar se stories nie, ons praat te gou en ons luister te stadig. Ons luister te stadig. En dan wil ek nog partykeer nie eens iets van my storie met jou deel nie, ek wil nie. Dis privaat, dis persoonlik, is my eie storie. So ek gaan dit nie met jou deel nie, so jy weet eintlik niks van my af nie. So die kans dat jy met my 'n fout kan maak is soveel groter. Is net so. Is net so. Hoeveel keer moet ek al luister wanneer mense praat en dan praat hulle super sleg van motorfietsryers. En hulle praat super sleg van en vertel doodsverhale van motorfiets. En ek ry ook 'n motorfiets en ek sit daar en hulle ken nie my storie nie. Hulle ken nie my storie. En dan het hulle nog al 'n opinie oor twee wiele. Maar ek gebruik dit soms as 'n illustrasie, ek kan so nie jou storie vertel nie, want ek ken nie jou storie nie. Jy kan nie meer vandag in 'n geselskap sit en op en aanmerkings maak oor egskeiding nie. Jy kan nie. 50 jaar terug, 80 jaar terug, toe julle oupas en oumas, daar was as egskeiding die superskraalste ding denkbaar wat bestaan het. Vandag is hersaamgestelde gesinne, hersaamgestelde huwelike,
wat uit meer as een kind bestaan, uit verskillende huishoudings, uit 'n egskeiding, is algemeen op die tafel. Dit is vandag, daar's meer kinders in die skool vandag, 'n hersaamgestelde gesin is wat 'n normale gesin is, met 'n eie ma en pa. Jy kan nie daar sit in enige geselskap en jy ken die mense se stories, en ons kan sommer net aangaan oor goed nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Billy Graham aan die einde van sy lewe, Billy Graham is 'n groot evangelis, aan die einde van sy lewe, toe hy gesterf het, net voordat hy oorlede is, vra iemand vir hom, is daar iets in jou lewe wat jy graag anders sou wou doen? Toe sê hy, wat my werk aanbetref, niks. Niks, dis waarvoor die Here my geroep het. Hy was 'n evangelis, miljoene mense na die Here toe gelei. Hy sê, but there's one thing in life I would like to do different. Hulle vra vir hom wat, hy sê, ek sal meer tyd wil spandeer met my binnekring mense. Ek sou meer tyd wil spandeer met my binnekring mense. Jy sien broer en suster, ons gaan nie eendag spyt hê oor die wat dinge van die lewe nie. Ek gaan eendag spyt hê oor die wie dinge. Wie dinge. Dis wat belangrik is. Dis wat God saak maak. My geluk is nie in hierdie lewe te vind sonder mense nie. Geluk is nie te vind sonder mense nie. En jy en ek sit vanmôre hier, en ek staan vanmôre hier, en ek kan eerlikwaar vir julle van my kant af sê, daar's waaragtig mense met wie ek in my lewe droog gemaak het, en daar's waaragtig mense in my lewe met wie dit baie moeilik was om weer vrede te maak, en dalk hulle met my. En daarom wil ek vanmôre oor hierdie goed praat, dis algemene dinge, want jou geluk en my geluk hang ten nouste saam met die mense die naaste aan ons. Hoe nader iemand aan jou is, hoe groter risiko het jy om jou geluk op te gee, as jy die verhouding met daai persoon opmors, of hulle met jou. Hoe nader hulle aan jou is. En dis wat almal hy binnekring mense, die naaste mense aan ons, en dan 'n tweede kringetjie, en dan 'n derde kringetjie. En daarvan af begin dit al hoe minder jou te affekteer. En daarom is dit so belangrik dat ons aan hierdie goed moet aandag gee, en op ons reis en op ons loop saam met die Here, is dit so belangrik. Weet julle dat die bergpredikasie, Matteus 5, 6 en 7, is grootliks geskool, as die Here Jesus kyk na die mense wat daar om hom sit, met wie hy wil praat, is grootliks geskool, luister mooi, riglyne, wat die Here Jesus daar gee, oor hoe dit moet gaan met ons verhoudings in die koninkryk, Matteus 5, 6 en 7. Nou hoor dit vanmôre, jy kan dit gaan Google as jy wil. Dit is die 3 hoofstukke in die Bybel, wat Christene die minste lees. Gaan Google dit, navorsing gedoen daaroor. Matteus 5, 6 en 7 is die bergpredikasie, is die 3 hoofstukke wat Christene die minste lees. Hoekom? Ek het myself die vraag afgevra, hoekom? Hoekom wil ons nie Matteus 5, 6 en 7 lees nie? Want weet jy broer en suster, wat ons baie keer vang in die Bybel, wanneer ons dit lees in ons eie stilte tyd, is daar altyd hierdie ding wat oppop, van verhoudings, daar's altyd hierdie ding van iemand met wie ek nie oor die weg kom nie, iemand wie ek nie klaar kom nie, iemand wat my gelukigheid by my steel, en wanneer ek die Bybel lees en ek lees dit, dan wil ek dit nie lees nie, en daarom wil ons nie Matteus 5, 6 en 7 lees nie. Want Matteus 5, 6 en 7 wil die Here Jesus vir my en jou pertinent en prominent dinge leer, aangaande verhoudings, en ons sukkel met hierdie goed, en as ons dit lees, dan dink ons, hy gee ons pak slaag. En die Bybel wil ons nie pak slaag gee nie, die Bybel wil vir my en jou riglyne gee, van hoe dat ek en jy met mense oor die weg kan kom. Die ding is net, ons moet net 'n keuse maak. Ons moet net 'n keuse maak. Ons kan nie sonder mense nie, broer en suster. Daar's baie keer mense wat sê, hulle kan, jy kan nie. Sonder mense nie. Of jy nou 'n ambag bedryf, en of jy in die menshandel is, en of jy in watter deel van die lewe is, jy kan nie sonder mense lewe of bestaan nie. Niemand van ons kan nie. Maak nie saak waar ons bevind nie.
Ek wil graag 'n bietjie nader beweeg na my teksgedeelte toe. Ek wil sommer net vanmôre vir jou vra, bly net, sit net vir 'n oombliekie stil. En vra jouself die vraag af. Hoe gelukkig is jy? Hoe gelukkig is jy? Nie oor die wat nie, maar oor die wie. Hoe gelukkig is jy? Is daar iemand iewers en wie jy nie wil vasloop? Is daar iewers iets in jou storie van iemand wat jou nou vir jare lank iewers dit te nagekom het, en wat jy tot vandag toe in jou voetspore agter Jesus nog nooit vergewe het? Vergifnis is nie 'n ding eie aan die Christendom nie. Vergifnis is eie aan die mensdom. Ons het net 'n ander motivering om te vergewe, en dit is Christus en ons Vader wat ons vergewe het. Ek wil net vir 'n oombliekie dink, wat se merke sit daar in jou lewe? Wat se goeders het jy in die lewe ontvang of gekry? Oor op en aanmerkings of goed wat mense oor jou gesê het of wat jy gesê het oor ander. En dit het hulle ter ore gekom of vir jou. En hy merke sit daar. Jy kan nie verby dit beweeg. Jy kom net nie verby dit. Jy kom net nie verby dit. Wat is daar, broer en suster, een ding wat gelukkige mense in gemeen het? Daar's een ding wat gelukkige mense in gemeen het, en dit is, hulle het vrede met ander mense. Gelukkige mense lewe in vrede met God. Gelukkige mense lewe in vrede met God. Lewe in vrede met ons hemelse Vader, lewe in vrede met Christus, lewe in vrede met die Heilige Gees. Ons wat kinders van die Here is, wat vergewe is en wat deur Christus Jesus uit vir ons sondes betaal, ons hoef nie in onvrede met God te lewe nie. Jy hoef nie in vrees te lewe nie. Jy hoef nie te dink dat hy heeltyd met 'n lat staan daar om my en jou te slaan en pak te gee om elke hoek en draai nie. Ek weet nie of jy dit nog so dink party daar nie. Dis nie hy nie. En wanneer hy vir ons riglyne in ons lewens gee, gaan dit oor niemand anders nie as net ek en jy, en hy wil hê ons moet sinvol op hierdie aarde terwyl ons hier is, moet ons nog sinvol lewe met mense. Sinvol lewe met mense in ons lewens. Maar mense wat gelukkig is, lewe in vrede met God. Mense wat gelukkig is, lewe in vrede met hulle self. Hulle lewe in vrede met hulle self. Ek gaan nou weer daarna toe terugkom, en ek en jy het al besluite in ons lewens geneem wat ons super ongelukkig maak oor onsself. Ek en jy het al die domste besluite in ons lewens baie keer geneem oor goeders wat jy later terugkyk na jou lewe toe en sê, jene Louis, hoe kon jy in jou lewe so besluit geneem het? Maar ons het. Maar gelukkige mense is mense wat tevrede is met hulle self. En ek wil dit veral vanmôre sê vir julle met ouers, met kinders, met tienerkinders. Hulle is so super sensitief vir die woorde wat ek en jy sê, so super sensitief vir wat ander mense oor hulle en van hulle sê, en vandag nog met die sosiale media tipe van ding wat hulle moet deurmaak, is ek so die Vader dankbaar en bly, dat ek in hy era groot geword het. Maar vandag is dit so super moeilik, en hulle lewe so in onvrede met hulle self. Maar mense wat in vrede met hulle self lewe en weet wie jy is, en dit is hoe jy is, en jy is 'n navolger van Jesus, jy loop in sy voetspore, maar dis hoe hy jou gemaak het, en jy is uniek in sy hande, en jy is okay met jouself, is gelukkige mense, en gelukkige mense lewe in vrede met ander. Enige iets wat my en jou vrede met iemand anders ondergrawe jou geluk. Enige iets, broer en suster,
wat jou vrede met 'n ander mens ondergrawe jou geluk. En ek wil hê met vanmôre 'n oombliekie net daaraan dink, anders daar dalk mense met wie jy in onvrede lewe. Almal van ons kan dink aan 'n situasie, omstandigheid of 'n verhouding waar jy 'n keuse gemaak het sy teenoor God, het sy teenoor jouself, het sy teenoor iemand anders, wat jou vrede met daai persoon gesteel het. En omdat jou vrede met daai persoon gesteel het, is jy 'n ongelukkige persoon. En baie maal is ons spyt daaroor, hoe dit gebeur het. En jy verkwalik jouself baie keer. Maar die feit is, jy is nie gelukkig nie. Waar ek en jy ons vrede verloor het as gevolg van die keuses wat ons gemaak het, is jy op die randjie om jou geluk drasties te ondergrawe. Jy sien wat ons doen, broer en suster, is wanneer ons so ongelukkig is baie keer oor mense en oor wat hulle maak en wat hulle doen in ons lewens en wat ons deurmaak, dan gaan ons na die wat kant toe. En ons dink, as ek nou net 'n wat ding kan kry, gaan dit my vir die oomblik gelukkig maak. Dit gaan. Jy gaan baie lekker voel oor daai wat ding wat jy het, maar daai wat ding se lekkerte is na 'n dag of 2 nie meer daar nie. En kan ek vir die broers 'n wenk gee en vir die dames 'n wenk gee? Jy koop nie vir jou vrou blomme as jy droog gemaak het nie. Jy koop vir haar blomme wanneer die goed is vir haar. Anders gooi sy reg goed in die asblik. En dan is julle verhouding nog meer suur as wat dit was. Jy koop vir jou vrou blomme wanneer dit goed gaan. Jy koop vir jou man 'n spesiale dingetjie wanneer dit met julle goed gaan. En wanneer dit sleg gaan, dan doen jy wat 'n ander oom en tannie gesê het. Dan gaan sit jy om 'n tafel en jy gaan maak koffie. En jy sit hy koffie daar neer, dan praat julle met mekaar totdat julle kan vrede maak met mekaar en daarna gaan koop jy blomme. Julle het mos al genoeg reekse op televisie gesien waar die oude aankom met die blomme en dan vat die vrou, dan gooi sy dit in die asblik. Dis die verkeerde tyd. Jy sien die wat dinge in die lewe, of jy is kwaad, of jy is ontsteld en jy gaan winkel toe, jy spandeer 'n klomp geld, dan kom jy by die huis en is jou man nog meer kwaad, of jou vrou is nog meer kwaad vir jou, of wat het jy nou aangevang, maar jy was reeds kwaad. Daarom het jy dit gedoen. Dit hou nie, broer en suster, dit hou nie. Dis die vrede, en God wil hê dat ek en jy vrede moet hê, met mense, met hom en met ander mense in ons lewens. Nou, my teksgedeelte van môre, wat ek graag wil sê, is 'n baie bekende teksgedeelte, jy hoef dit nie eens op te soek nie, ek gaan dit sommer net vir julle sê. 'n Fariseer kom eendag na Jesus toe en vra vir hom, meneer, wat is die grootste gebod in die wet? En hy sê vir hom, wat is die belangrikste opdrag? En Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En in hierdie groot gebod, kom die Here Jesus en kom trek hy nie 'n streep deur al die riglyne wat die Bybel ons gee nie, maar hy kom sê, julle het 'n verhoudingsvader. Julle staan in 'n verhouding met julle Vader. Julle staan in 'n verhouding met ander mense. Julle staan in 'n verhouding met julleself. En dit is die belangrikste ding. Dis die belangrikste ding. God wil hê dat ek en jy in vrede met hom, met onsself en met ander mense moet lewe. Hoekom? Sodat ons geluk in hierdie lewe kan ervaar en kan beleef. Dis die kern van wie ons is. Dis die hart van wat die evangelie wat Jesus is vir ons kom leer. Hy wil hê ons moet gelukkig wees. Hy wil hê ons moet gelukkig wees. Broer en suster, ek het geen krisis daaroor nie. God wil hê, maar die keuses wat ek en jy maak, in verhoudings waarbinne ons staan, is ons self verantwoordelik vir ons eie ongelukkigheid. En ons is almal op 'n reis, ons is almal op pad iewers heen, om geluk te ontdek en om geluk te vind, en op daardie reis loop ons baie keer mense in ons lewens raak. Maar God voorsien vir my en vir jou in die Bybel, die pad na geluk loop nie sonder verhoudings. Eendag kom ek buitekant by die kerk,
En 'n man kom stel homself aan my voor. En toe hy hom so aan my voorstel, en hy vat my hand so, toe sê hy, ek wil net vir jou sê, ek staan bekend as 'n moeilike persoon. Is hier moeilike persone in Lydenburg? Is daar moeilike persone in hierdie kerk? Sit jy vanmôre hier? Ek kan dit nou sê, want ek 'n vreemde dominee, hoor. As dit nou julle eie dominee is oor 'n paar maande, dan gaan julle hom fire. Vir al die moeilike ou gaan sê, julle moes nooit hierdie ou beroep het nie. OK. Nou ek sou 'n vreemde ou. So ek kan vanmôre vra, ruiterlik. Staan jy bekend, jy broer, suster, staan jy bekend as 'n moeilike persoon? Aan wie dink jy nou? Ons kan tog nie so bekend staan nie. Ek kan mos nie so bekend staan nie. Hoekom wil ek nou bekend staan as 'n moeilike persoon? As ek stap in die voetspore van Jesus, dan dit pas ons nie. Dit pas ons nie. Want jy sien, om in Jesus se voetspore te loop, God voorsien vir ons die riglyne, en dan sê jy nie 'n moeilike persoon nie. Dan sê jy 'n vredesoeker. Jy's 'n vredesoeker. Jy's 'n luisteraar. Ander mense het groter plek as jy. Jy floreer nie op kwaad en woede nie. Jy probeer nie jou manlikheid tentoonstel deur jou krag wat jy openbaar of die hardheid van jou woorde of die hartgebaktheid van jou hart of wat ook al nie. Nee. Dis nie wie ons is nie. En baie maal is ons voeter ons verhoudings op omdat ons nie wil doen wat die Bybel vir ons sê ons moet doen. Wanneer ons die vrede tussen my en iemand anders versteur as gevolg van die keuses wat ek en jy maak in ons lewens met ander. Jy sien, die Bybel noem dit sommer net sonde. Die Bybel noem dit sonde. En daar is 'n baie interessante definisie oor sonde. Ek weet nie of ek dit daar vir julle opgesit het nie, maar ek gaan dit nou vir julle sê. Maak nie saak hoe jy sonde definieer nie. Wat waar is van ons almal, is dat sonde bring skeiding tussen my en iemand anders. En in vandag se moderne lewe is ons te bang om oor sonde te praat. Sonde is 'n verkeerde besluit, 'n verkeerde keuse wat ek en jy maak, wat buite die wil van God is. En wanneer dit by verhoudings kom en ek en jy maak verkeerde keuses en verkeerde besluite wat buite die wil van God is, dan bring dit skeiding. En ek het daar's maar daai roomafskeiertjie daar gebring, baie van julle ken dit uit die ou tyd uit en so aan. Hy skei die room en die melk van mekaar. Dis sommer net 'n prentjie om iets vir julle te sê. Dis presies wat sonde doen. Sonde bring skeiding. En wanneer ek en jy in ons lewens verkeerde besluite maak, waarvan die Bybel vir ons riglyne gee, en vir ons sê wat ons moet doen in 'n bepaalde omstandigheid, sodat ons vredemakers kan wees, sodat ons sagmoedig kan wees, sodat ons mense kan wees, vir wie ander mense se emosies en gevoelens belangrik is, sodat ons respek kan hê vir ander mense, sodat ons die verskil tussen mekaar kan aanvaar. Ons moet die regte keuses maak, en as ons die verkeerde keuses maak, dan bring ons skeiding tussen my en iemand anderste. En dit is wat die prentjie sê. Sonde bring nie alleen net skeiding nie, maar sonde bring ook erosie mee. Ek het nog 'n prentjie daar vir julle. So 'n prentjie. Sonde vreet dit uit, broer en suster, wanneer ek en jy bekend staan as 'n moeilike persoon. Jenne. Waar eindig ons op? Waar eindig ons op in ons verhoudings? Waar eindig ons op? As ek en jy buite die wil van die Vader lewe en optree, en ons doen dit, broer en suster, ons sê partykeer dinge, ons doen partykeer dinge teenoor iemand anderste, ons raak deel van 'n groep partykeer deel, wat ander mense te nakom in hierdie lewe, en dan wil ons gelukkig wees, maar ons ondermyn ons geluk, omdat juist die keuses wat ek en jy maak,
En dit is wat sonde doen. Die oomblik wanneer ek en jy buite die wil van die Vader optree, die oomblik wanneer ons buite die hoofstroom in die Bybel optree, die riglyne wat ons Hemelse Vader vir ons gee, die oomblik wat ons dit doen, dan bring ons skeiding, ons verbreek die vrede tussen ons en iemand anders, ons vernietig die verhoudings soos wat erosie grond kan vernietig, doen ons dit. Dit maak ons is selfverantwoordelik daarvoor. Selfverantwoordelik daarvoor. Sonde bring skeiding tussen my en God. Die Bybel, daaroor is ons almal eens. Sonde bring skeiding en vernietig die verhouding tussen my en die Vader, maar dit vernietig ook die verhouding tussen my en ander. Wanneer ek en jy buite die wil van die Vader optree. Nou ek weet nie, hoe kan 'n mens nou om een Sondag net op een geleentheid vir julle klomp, ek kan nie vir julle sê wat nie. Dit staan in die Bybel, die wat. Wat ek en jy doen om hierdie verhouding op te voeder, staan in die Bybel. Staan in die Bybel. En daarom wanneer jy jou Bybel lees en ek en jy lees oor verhoudings, moenie pak slaag kry nie. Kyk na die Bybel en sê, Here, U gee hier vir my riglyn. Hoekom? Want U wil hê dat ek in vrede moet leef. U wil hê dat ek 'n gelukkige persoon moet wees. Maar Vader, ek gaan dit nie kies nie. Nou maar sit dan op jou eie mishoop en ryk dit self op. Sit dan daar. Ekskuus vir 'n uitdrukking, maar dit is 'n mooi uitdrukking. Ons verstaan dit in ons Afrikaans. Sit dan daar. En wees ongelukkig. Sit dan daar en loop iemand anders te verby. Sit dan daar en gaan nie die volgende familiebyeenkoms toe nie. Moenie gaan nie. Sit dan daar en besluit jy gaan nie Sondagmôre kerk toe kom nie, want jy en daai ou kom nie oor die weg of daai vrou kom nie reg. Daai skyn heilig is wat daar in die kerk sit. Jy besluit dit. Sonde vernietig daai verhouding, dit bring skeiding, dit vreet daai verhouding uit, die keuses wat ek en jy maak. En dit staan in die Bybel. Dit is hoekom ons Bybel lees. Ek wil dit lees, sodat my Hemelse Vader vir my bepaalde riglyne kan gee, en ek kan sien hoe ek moet optree, en as ek lynreg daarteenoor kies, broer en suster, is ek en jy self verantwoordelik vir die eie ongelukkigheid in ons lewens. Self. Ons is daarvoor verantwoordelik. Jy sien die wêreld daar buite en sonde het altyd die potensiaal om 'n leuen vir ons voor te dra. Ek moet klaar maak. Ek het nie gedink is nou al 10:00 nie. Ek het 'n uur en 'n 3/4 hiernatoe gery. Is julle nog oukei om te sit so 'n paar oomblikke? Is julle nog oukei? Okay. Dankie vir dit. Net so 'n paar minute, is belangrike goed hierdie. As ek en jy so opereer, broer en suster, dat ons verkeerde goed besluit, sonder die vermoë om vir ons te sê, weet jy, dis oukei, dis oukei, dis oukei. Dit is nie oukei. Sonder die vermoë om baie keer iets in watte te wil toedraai, wat nie in watte is, en die mooiste manier, die mooiste uitdrukking wat ek nog raak geloop het, kry ek nie by myself nie, maar by Andy Stanley van Amerika het hierdie uitdrukking gebruik, toe sê hy, sonder die vermoë, om wanneer jy verkeerd gekies het, jou gesig in die grond in te trap, in plaas van 'n hand uit te steek om jou op te help. Sonde het 'n leuen element in hom, om vir my en vir jou te sê, dat weet jy wat, hierdie ding, op hierdie manier gaan die probleem oplos, dit gaan nie. Dit gaan nie. Dit gaan nie. Ons moet kyk na die waarheid van die woord, en ons moet gaan doen wat die Bybel vir ons sê. Dan gaan ons baie meer geluk in ons lewens ervaar. Sonde maak 'n belofte oor geluk wat hy nooit kan nakom nie, nooit nie. Sonde is nooit ons vriend nie. Maak verhoudings dood, en uiteindelik steel dit ons vreugde. Maak verhoudings dood. Jakobus skrywe, as ons natuurlike geneigtheid eers bevrug geraak het, is sonde 'n babietjie wat gebore word. En as daai babietjie kans kry om groot te word, gee dit geboorte
aan die dood. Broer en suster, ek wil julle net los vanmôre. As julle in die week loop, en dit is moeilik, of jy wil oor iemand anders praat, of jy loop in daai persoon vas met wie jy nie oor die weg kom nie, of die Heilige Gees herinner jou aan iemand vir wie jy moet gaan sê, ek is jammer, of vergewe my, of ek vergewe jou, of jy is nie 'n vredemaker nie, of jy wil restituisie hê van iemand anders moet nou 'n klomp dinge doen, net om jy in jou goeie boekies te beland. Dan moet jy onthou, jy is self verantwoordelik vir jou eie geluk. Jy is self verantwoordelik vir jou eie geluk. En wat is seisoen is jy op die oomblik in jou lewe? En wat is seisoen is jy? Ons geluk, broer en suster, ek weet ek kon meer hieroor sê, maar die tyd haal my bietjie in. Ons geluk, dink ons, is die lewe wat gebeur. Dis nie in ons hande nie, dit is nie waar nie. My en jou geluk, en my en jou vrede, in ons verhoudings met mense, die wies van ons lewe, is baie meer in ons hande as wat ons dink. Dit is baie meer in jou hande as wat jy dink. Dit is om die regte besluite te maak op grond van die riglyne wat God se woord vir ons gee. En daarom wil ek vanmôre sê, wat maak jou gelukkig? Wat maak my gelukkig? Dis nie die wat, maar dis die wie. As jy in Jesus se voetspore loop, dan gaan jy agterkom in hierdie lewe, gaan dit nie oor die wat nie. Dit gaan oor die wie. En dan gee die Bybel vir ons bepaalde riglyne oor ons moet loop. Daar's baie ander goed ook wat vir ons riglyne gee oor ons moet loop. En dit, wat ek met die riglyne gaan maak, is in my hande. Dit wat ek met die riglyne gaan maak, is in my hande. 'n Wyse oomie eendag staan 2 seentjies voor hom en sê, dis 'n wyse oom. Oom, ons het 'n voeltjie agter ons rug. Party van julle ken hierdie beeld. Is hy dood of lewe hy? Vra hulle vir die wyse oom. Hy kyk hulle so en hy sê, dit is in julle hande. Nie in myne nie. Want hy weet, as hy sê die voeltjie is dood, dan sê hulle, hy lewe nog. As hy sê die voeltjie lewe, dan druk hulle sy nekkie dood, haal hom uit en sê hy is dood. Toe sê hy, dis nie in my hande nie, dis in julle hande. Ek wil vanmôre vir jou ook sê, broer en suster, en vir my, die geluk in ons mense lewe, en in my lewe, en in jou lewe, is nie niemand anders se hande nie. Graag wil ons jou, graag wil ons vingers wys, graag wil ek jou blameer, graag wil ek vir jou beskuldig, maar dit is in my hande. Die keuses wat ek maak, bepaal die vrede wat ek het. Die keuses wat ek maak, bepaal die geluk wat ek in my lewe ervaar en beleef. Het ek al foute gemaak? Verseker. Verseker. Wil ek graag die vinger wys? Verseker. Dan bly jy ongelukkig. So waarmee gaan jy huis toe vandag? Geluk lê nie in wat nie, dit lê in wie. Geluk lê om die regte keuses te maak, sodat jy in vrede kan lewe met die wies van die lewe. Het help nie ons strewe na 'n klomp wat dinge nie. Ek dink daar lê ons vreugde nie. Ons blydskap net lê nie daar nie. Dit is baie meer in my en jou hande as wat ons dink dit is. Dis baie meer in ons eie hande. Ek bid jou sommer net toe, nee. Ek bid jou toe regtig waar vir myself ook. Jou broer en suster, kom ons loop in sy voetspore.
Ons maak die regte keuses en die regte besluite. Dan ervaar ons daai stuk vreugde, daai stuk geluk. Wat ek glo ons Hemelse Vader vir ons wil hê. Dis hoekom hy sê, gelukkige mense is mense wat in vrede lewe met ander. As daar iemand is wat jy vandag hier sit en jy lewe in onvrede, gaan doen wat jy moet doen. Al word jy die minste, maak nie saak nie. Filippense 3 sê al word jy niks, soos Jesus niks geword het nie, het God hom verhoog aan die einde van die dag. Al word jy niks. Dit kos niks. Kos jouself. Gaan maak vrede. Met wie jy moet vrede maak. En jy sal 'n gelukkige mens wees. Kom ons bid saam. Vader, baie keer as mense oor hierdie goed praat, dan is dit so, voel dit vir my so, asof mens nie genoeg kan sê nie. Want elke dag, kry ons met mense te doen. Elke dag. En daar's dierbare, maklike mense daar buite. En daar's moeilike mense daar buite. En waar staan ek? Hoe sien mense my? Dis die groot vraag vandag. Nie hoe sien ek daar ander daar buite nie, hoe sien ek? Hoe sien u my? Dis die groot vraag vandag. Here, ek bid sommer net vir bekering. Binne die kerk, ons wat in die voetspore loop. Ons moet vredemakers wees. Mense wat daarna streef om in vrede te lewe. Bid vir my en vir jou, oop oor toe, om te luister na die invluisteringe van die Heilige Gees. Ek bid vir jou toe die krag, geestelike krag, om te gaan doen wat jy moet doen. Om die vrede te herstel, die vrede te soek. Ek bid Here dat die dominee wat hier kom, nooit die woorde sal hoor dat Lydenburg Suid is 'n moeilike klomp mense nie. Mag mense, Here, wat hoor van Lydenburg Suid, hoor van, dit is God se mense, wat in vrede wil lewe, met hulle self en met ander. Bid dit vir jou, ek bid dit vir my, in Jesus se naam.